Ek groet in die mooie naam van Jesus Christus. Ek begroet elke individu onder die invloed van my stem. Dis weer eens 'n voorreg, 'n genade kans in die hand van die Here om saam met julle die woord van God te deel. Nou vandag wil ek vir julle weer eens terugbring by wat Jesus gesê het. Jesus staan eendag en hy kyk na sy disippels en hy sê vir hulle, die voëls van die hemel en die mossies, die versorg julle se hemelse Vader. En hy wil hulle bring by hierdie perspektief, of hierdie konsep, dat julle se hemelse Vader sorg vir die voëls van die hemel, hy sorg vir die mossies. Hy sê vir hulle, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, prys die Here. Nou, ons is klein gelowig soms, ons glo nie, ons kom nie by die punt waarby ons net weet dat God vir ons sal deurkom. En vandag wil ek julle by die punt bring. Vandag wil ek iemand bring by die punt, vandag wil ek iemand bring by die plek waarby u moet glo dat God deurkom en dat God deur sal kom vir u. Hy sê, Salomo in al sy weelde, Salomo in al sy rykdom, Salomo in al sy wat hy ook al gehad het in sy tyd, as 'n ryk man, die goud, al hierdie dinge. Hy sê die lelie, 'n lelie in die veld, sy skoonheid en sy mooiheid was mooier as dit wat Salomo gehad het. Hierdie is die woorde van Jesus Christus. En vandag het ek 'n skrif voor my in die boeke van Matteus 6, en ek wil baie graag van vers 30 aflees, waarby Jesus sê, hy sê, moenie julle self bekommer oor wat julle gaan eet, wat julle môre gaan eet en oor wat julle môre gaan drink nie. Hy sê die ongelowiges kwel hulle self daaroor. Hy sê die ongelowiges kwel hulle self oor wat hulle gaan eet en oor wat hulle môre gaan drink. Hy sê julle se hemelse Vader weet dat julle dit nodig het. Hy sê God weet dat julle dit nodig het. En ek is hier om vir iemand te sê, jy moet jouself by 'n plek bring waarby jy God glo. By 'n punt bring waarby jy nie jouself oortuig dat jy geloof het nie. Nie ander mense oortuig dat jy geloof het nie. Nie die duiwel oortuig dat jy geloof het nie. Nie demone oortuig dat jy geloof het nie. Maar jy moet jouself by 'n plek bring waar jy net weet God sal deurkom. Jy moet jouself by 'n plek bring waar jy net weet die Here sal deurkom. Jy moet jouself by 'n plek bring waar jy net weet 'n wonderwerk sal gebeur. Jy moet jouself by 'n plek bring waar jy net weet genesing sal ek ontvang. Jy moet jouself by 'n plek bring waarby jy net weet die Here is God en daar is niemand soos hy nie. Hy sal deurkom. Hy sal die deurbraak manifesteer. Hy sal die genesing manifesteer. Hy sal uitkoms bring. Hy sal uitkoms manifesteer. Wat dit ook al mag wees wat u nodig het. Wat dit ook al mag wees wat u nodig het. Die Here sal dit doen. Dis die tipe van geloof wat ons nodig het. Dis die tipe van geloof wat ons vandag nodig het. Die Bybel sê in die laaste dae sal die regverdiges deur die geloof lewe. Ons het 'n geloof nodig in hierdie dag waarby ons nie kan geskit word nie. Waarby ons nie aangeroer kan word nie. 'n Geloof wat in ons binneste gegroei het tot by 'n mate waar ons weet die Here sal dit doen. Die Here sal die wonderwerk doen. Die Here sal die deurbraak manifesteer. Die Here sal hy persoon aanraak wat siek is. Die Here sal hy mens aanraak wat in 'n rolstoel sit. Die Here sal hy mens aanraak wat kanker het. Die Here sal hy mens aanraak wat in 'n moeilike omstandighede en situasie is. Kom ons oortuig ons self nie ons het geloof nie. Want as jy een van die maklikste mense wat twyfel en ongelowig is, jy moet weet jy het geloof. Jy moet weet jou geloof is groter as die van 'n mosterdsaad. Jy moet weet jy en die Here het 'n verhouding.
Jy moet weet, maar jy weet, niemand het nodig om het te hoor, sodat jy beter kan voel daaroor, en sodat jy kan voel jy is op die regte pad, en niemand het nodig om vir jou hande te klap nie. Niemand het nodig om jou te remind nie. Jy moet het weet, hulle wat hulle God ken, hulle sal groot dinge doen. Hulle wat hulle God ken, hulle sal groot dinge doen. Prys die Here. Die Here seën julle waar jy ook al ingeskakel is vanaf en waar jy my ook al kyk. Ek wil weer eens vir u sê, u moet uself by 'n plek bring waarby u die Here glo. Waarby u God glo by 'n mate of tot 'n mate waarby u weet die Here sal deurkom. Shalom.